Goeiemôre julle, en op request het ek 'n series begin en ons gaan dit noem die voltooide oorwinning wat 'n paar episodes gaan hê en vandag gaan ons episode 1 en episode 1 praat ons oor tetelestai. Dit is volbring, dit is voltooi, die woord tetelestai. Nou as jy wil deel wees van hierdie groep, ek gaan 'n paar episodes uitbring en kom ons kyk wat gebeur. En ek wil net gou vir julle hier lees. Waar staan tetelestai? En tetelestai is 'n groot woord, is 'n Griekse woord. Ons sal nou uitbrei oor wat dit beteken, maar ek wil net eers vir julle die vers lees en ons lees vandag in Johannes 19 hier van vers, kom ons vat hom van vers 28 tot 30 toe. En dit sê, hierna het Jesus met die wette dat alles klaar volbring is en sodat die skrif vervul kan word gesê, ek is dors. Daar het 'n kan vol suurwyn gestaan. Die soldaat het toe 'n spons vol suurwyn op 'n hiespotakkie gesit en dit teen sy mond gehou. Nadat Jesus die suurwyn gekry het, het hy gesê, dit is volbring. Eintlik het hy dit uitgeskree, dit is volbring, daar is hoofletters. Toe het hy sy kop vooroor laat sak en die laaste asem uitgeblaas. Okay, so die wat hulle gebruik, dit wat Jesus daar sê in Afrikaans is, dit is volbring. Die woord wat eintlik daar gebruik word is tetelestai. Wat nou beteken, dit is volbring. Maar kom ek sê gou vir julle, wat beteken daai Griekse woord? Nou in teologie beteken is, wanneer Jesus aan die kruis dit uitroep, het dit nie net sy fisiese lyding aangedui nie, maar dit het ook 'n voltooiing van God se plan van verlossing vir die mensdom aangekondig. So dit beteken, die werk wat hy van die Vader ontvang het, is voltooi. Die skuld van die mensdom se sondes is ten volle betaal en die pad van lyding en gehoorsaamheid aan die wet en die profete is nou afgehandel. So tetelestai word dus gesien as 'n oorwinningskreet, 'n verklaring van voltooide verlossing en bevryding. Wow, een woord, al daai betekenisse. En as dit is al wat jy vandag uit hierdie hele ding uitvat, is dit is wat vir jou gedoen is tetelestai, dat dit is volbring vir jou. Nou ek wil vir julle die vraag vra, en ek moet nou eers daai vraag kry. Hoekom leef ons nog vasgevang asof Jesus nie reeds die prys vir ons betaal het nie? Nee, want dit is voltooi, dit is volbring. En daar's ander verse, kom ons gaan kyk na Hebreërs 10 vers 14. En ek lees dit in Engels. For by one sacrifice, verwys terug na Jesus toe, he has made perfect forever those who are being made holy. Een vers wat sê, die sacrifice wat toe Jesus daar gehang het, vir jou om heilig te kan wees. Die ander ene is Kolossense 2 vers 14. God het ons sondes in 'n boek geskryf, want ons het nie gedoen wat sy wette sê nie, maar God het vir ons Christus aan die kruis laat sterf, en so het hy ons sondes vergewe, die sondes wat hy in sy boek geskryf het. Ja, hy het die sondes uitgevee uit sy boek uit. So toe Jesus skree tetelestai, toe is jou sondes weg, gone. So hoekom lewe ons in vandag se tyd nog asof ons vasgevang is in hierdie sondes? Nou, die kruis was genoeg. Die kruis is genoeg. Jy is vrygemaak. So hou op probeer om nog te earn. Jy weet, ek het dit al so baie gehoor dat ja, maar my verlede. Wanneer jy Jesus aanvaar as Lord and Savior, val jou verlede weg. Jy is 'n nuwe mens, jy is 'n nuwe skepsel, alles is made new. Jy is soos 'n splinter nuwe BMW of Mercedes wat uit die dealership uitgetrek word. Jy is nie. As daar 'n skroefie in die fabriek missing was, is dit nou weer reggemaak. Toe Jesus sê tetelestai, toe word alles nuut gemaak. So ek wil hê jy moet net besef dat Jesus het nie gesê to be continued op die kruis nie. Hy het nie toe hy daar hang gesê, Here, to be continued en toe die Gees gegee nie. En ek wil eintlik hê jy moet daai ene mooi verstaan.
Dit sê nie Jesus het dood gegaan nie, hy het die Gees gegee. Hy het besluit, dit is nou klaar. Ek is nou klaar, vat my. Here, ek is nou klaar. Die dood het hom nie kon vat nie, hy het besluit, dit is nou klaar. Dit is voltooi. En hy het dit gedoen omdat hy lief is vir jou. Ek wil nie hê ons moet vasgevang bly in daai wat die Satan vir ons sê, dat ons is niks werd en ons beteken niks nie, jou verlede dit, as ons vasgevang bly in ons verlede, sal ek vir ewig in my verlede gebly het, en ek sal vir ewig nie God begin volg het nie, ek sou nie Jesus in my hart toegelaat het nie, want dit is wat die duiwel wil hê, is dat jy vasgevang bly waar jy is. Ons moet verstaan dat die duiwel ken die Bybel. He lived it, hy was daar, hy het dit gesien. So hy gee nie om nie. Hy gee nie om of jy die Bybel lees nie, hy gee nie om of jy vir mense bid nie, hy gee nie, al hierdie goed gee hy nie om nie. Waarvoor hy die meeste bang is die dag wanneer jy daai woord vat, en jy begin verander. En ek wil hê julle moet besef, dat toe Jesus uitskree tetelestai, het hy dit gedoen vir jou. Hy het dit gedoen sodat jy kan vry wees van sonde, sodat jy kan vry wees. Dit gee ons nou nie 'n golden ticket om te sê ek gaan sondig nie, dit gee ons nie 'n golden ticket om aan te hou sondig nie, maar dit gee vir ons die ticket om te sê dat jou verlede is jou vergewe, en ek dink nooit weer daaraan nie. Jy is 'n nuwe mens, jy is 'n nuwe sixpence, jy is 'n nuwe brand new BMW, Mercedes, of wat ook al jy van hou. You are new. En van vandag af, kom ons sê jy het vandag jou lewe vir Jesus gegee, van vandag af, reference ons nie terug na ons ou lewe toe nie. Ons reference terug wanneer ons verlede gebruik om te wys hoe ek by Jesus uitgekom. Nie om my verlede te gebruik om myself pak slaag te gee nie, om my verlede te gebruik om vir mense te wys, maar kyk waar was ek, en kyk wat het Jesus gedoen. Everything always points back to Jesus. Ek gaan volgende week episode 2 uitbring, en dit gaan wees, leef vanuit oorwinning. Hoe aanvaar ons nou dat tetelestai is in my lewe in, tetelestai is vir my geskryf, tetelestai is vir my geskree, nou, hoe leef ek uit hierdie oorwinning uit? Wat is die stappe? Hoe gaan ek nou te werke om hierdie tetelestai deel te maak van wie ek is? Dat Jesus het vir my gesterf. Ons gesterf. Hoe begin ek hierdie journey stap? En as jy hierdie wil volg, sit 'n like daar, sit 'n share daar. Ek like nie om hierdie tipe goeders op die einde te sê nie. Ek wil hê jy moet net besef dat Jesus het vir jou gesterf, want hy is lief vir jou, en dat sonder Jesus sou ons almal nog vasgevang gewees het in ons verlede. Kom ons sit net so en dan bid ons. Here Jesus, dankie dat U vir ons gesterf het. Here, dankie dat U gedink het dat ons is goed genoeg. Here, dat in die tuin kon U reeds gesê het, ek gaan dit nie doen nie, hierdie mense is dit nie werd nie, maar U het nie. U het besluit om nog steeds op die kruis te gaan, al het U geweet wat kom en hoe seer dit is, en U het dit gedoen vir ons. Here, ons loof en prys U vir dit, en die persoon wat nou hier kyk, Here, seën hulle en bless hulle deur wat hulle ook al gaan, Here. Heilige Gees, vul hulle room, vul hulle area, hulle spasie waarin hulle nou is, om saam met hulle te wees vir die res van hierdie tyd. Here, baie, baie dankie vir die genade, en ons loof en prys U in die naam van die Here Jesus alleen. Amen. Dankie dat julle gekyk het, ek weet, dit is langer as wat ek altyd doen, maar stick around vir episode 2 van Leef vanuit oorwinning. Have a blessed day.